Goeiemôre, liewe broer en suster. Het is my groot voorreg om vanmôre weer saam met julle te wees, as ek nou vir Anker dankie sê vir daai toekata en Vigo van my door. Dit maak my dag. So baie dankie daarvoor om daarmee hier in te kom. Ek is bly dat dit ook almal daar by die wit olifanttafel daarom in die kerk gekry het. Ek het gedog ons gaan dalk so skeuring hê, dat 'n klomp ouens onder die boom gaan bly, maar ons is daar nou almal hier binne. Wat 'n voorreg om vanmôre hierdie opstandingsliedere te sing. Ons raak so gewoond aan 'n Sondag, dat ons eintlik vergeet dat elke Sondag ons die opstanding van die Here vier. Ek het so 'n pilboksie daar my pille in, om baie van julle sal dit ken. En ek is so vies vir die ding, dis 'n Chinese ding. En hy eindig op die Sondag. En hy moet eintlik begin op die Sondag. Want Sondag is die eerste dag van die week. En Sondag is die opstandingsdag. En dis wonderlik om so op die opstandingsdag as 'n gemeente van die Here by mekaar te wees. Kom ons word 'n oomblik stil voor die Here. Here, kyk soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer. Die oë van die diensmeisie op die hand van haar meesteres, soos ons op U, tot U ons genadig is. Amen. Broer, suster, mag genade en vrede vir jou vermeerder word, deur die kennis van God, ons Here, Jesus Christus. Kom ons loof die Here met Liedboek 417, en ons sing daarvan vers 1 en vers 2.
en lied 422 vers 1 tot 3 sing, wat eintlik ons geloofsbelijdenis is, die Heer het opgestaan. Liewe broer en suster, ons gaan vanoggend saam lees uit Romeine hoofstuk 12 en ons gaan daarvan vers 1 tot vers 8 saam lees. Romeine 12 van vers 1 tot vers 8. Wanneer ons die Romeine boek lees, dan is dit nogal 'n boek waaroor baie geskryf is en gepraat is en wat in die gereformeerde godsdiens nogal 'n baie belangrike plek het. Soveel so dat ek baie keer spot as ek nou mense oor Romeine moet leer, dat ek sê baie keer as mense lees wat mense oor Romeine geskryf en dan wonder jy of dit nou Calvin of Luther of Paulus is wat op die ou en in die brief geskryf het. So het mense eintlik al 'n klomp goed in hierdie brief wil ek amper sê op 'n manier ingelees op gekyk. Maar wat ongelooflik is as ons aan Romeine dink, dan moet ons eintlik met ons kop 'n bietjie teruggaan na die jaar 57 na Christus. Ja, sê so tussen 55 en 57 daar rond is die brief geskryf. As ons sê dis in 55 geskryf, dan is dit maar 25 jaar nadat Jesus gekruisig is. 25 jaar. Kan jy dit dink om deel te wees van 'n groep mense wat 'n sekere ding glo, wat maar net 25 jaar oud is? Ek het nou al gesien hoe goed se 50-jarige feeste gevier is wat ek bygewoon het, en dis nou al hulle 100-jarige feeste, wat vir my nogal 'n paar dinge sê. Maar dink net daaraan, 25 jaar oud is hierdie geloof in Jesus wat opgestaan het, toe Paulus hierdie goed skryf.
Kom ons dink 'n bietjie aan getalle. En ek is bly Charlotte sê vir my dat al die ouens wat hier na toe kom sê maar ons is nie bekommerd oor getalle nie. Want as daar nou een ding is wat in die koninkryk van God nie sukses weerspieël nie, is dit getalle. God het nie eintlik 'n army nodig om sy almag en sy grootheid te vertoon nie. Kom ons dink 'n bietjie met die beste navorsing wat ons het, kan ons sê dat daar in die jaar 55 in die hele Romeinse ryk wat hier van Afrika af, die noorde van Afrika tot amper teen Indië gelê het, dat in daardie hele Romeinse ryk toe die Romeine brief geskryf is, maar 3000 Christene in die hele wêreld was. 3000. Kan jy jou dit indink? As Paulus die Romeine brief skryf, dan is daar vir hom een ding baie belangrik. En dit is die Messias het gekom. Ons gebruik nou baie die woorde, julle sal dit nou hier ook hoor, Jesus Christus wat in ons vertalings geskryf is. Maar daai Christus beteken eintlik Messias. Die een wat na die wêreld toe sou kom wat alles sou verander. En as Paulus die lewende Here daar op die Damaskuspad ontmoet, dan weet hy is die Messias. En vir Paulus is daar net 3 goed baie belangrik. Die een is, Jesus is gekruisig. Die ander een is, Jesus het opgestaan. En die ander een is, hy het sy Heilige Gees vir ons gegee. Dis die 3 goed waarmee Paulus hom eintlik besig hou en wat die grond van alles is wat hy sê. En as ons nou vanmôre hierdie gedeelte lees, hoop ek hierdie bietjie agtergrond sal vir julle ook dit wat ons gaan lees so 'n bietjie in 'n groter konteks. In die Bybel so vir ons oop, kom ons nader in die gebed tot die Here. Here, baie dankie dat ons vanmôre so hier by mekaar kan wees. Dat ons opstandingsliedere kan sing op 'n Sondag, waarop ons elke Sondag aan die begin van die week U opstanding vier. Baie dankie Here dat wanneer ons na U toe kom, ons weet dat U die God is wat nog altyd daar was. Van die begin af, van die tyd toe U mense begin opsoek het. En dankie dat U nog altyd na mense toe kom en mense opsoek. En as ons dan nou vanmôre die Bybel lees en daarmee besig is, dan vra ons Here dat U dit vir ons so sal maak dat dit meer as mense se woorde sal wees. Dat dit regtig U woord sal wees wat ons sal hoor, verby die woorde van 'n mens. Ons is van U afhanklik. Amen. Nou, wanneer Paulus begin, dan begin hy met hierdie woorde broers. En dan moet 'n mens daarom altyd vir die vrouens in ons tyd sê die wêreld het verander. Ek dink 'n moderne vrou sou in Paulus se gemeente nie baie gemaklik gewees het. Want ons het al op 'n plek gekom wat Paulus in die begin gesê het, maar wat nog nie in sy samelewing gebeur het nie, nou al waar is, en dit is dat daar nie 'n onderskeid is tussen mans en vrouens nie, dat ons gelykwaardig voor God is. Maar hy begin met die woord broers en gee ons 'n bietjie iets van die tyd waarin hy skryf ook. Dan sê hy, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer wat lewend en heilig is en vir God aanneemlik is. Dit is julle sinvolle godsdiens. Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die goeie en aanneemlike en volmaakte wil van God is. Deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle dat jy nie meer vir jouself moet dink as wat jy behoort nie, maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees, volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Want soos ons baie ledemate in een liggaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net so is ons, al is ons baie,
een liggaam in die Messias en individueel lede van mekaar. Ons het gawes wat vir mekaar verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. As dit die gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. As dit is om ander te dien, gebruik dit dan vir dienswerk. Wie onderrig kan gee, moet onderrig. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie mededeelsaam kan wees, moet dit met opregtheid doen. Wie leiding kan gee, moet dit met toewyding doen. Wie barmhartigheid kan betoon, moet dit met blydskap doen. Ons lees tot sover. Hoekom doen Christene wat hulle doen? En hoekom is Christene wie hulle is? Paulus antwoord hierdie vraag as hy sê, ons doen wat ons doen en ons is wie ons is omdat God barmhartig is. Nou barmhartigheid is 'n groot kerkwoord wat ons seker baie betekenisse kan aanheg. En dit is interessant dat hierdie gedeelte begin met barmhartigheid en dit eindig met barmhartigheid. En dit is amper so armswit dit wat Paulus hier sê omvou barmhartigheid. Wat beteken barmhartigheid? Barmhartigheid beteken dat God in die eerste plek om in ons plek kan sit. Dat God by homself kan dink, hoe moet dit wees om deel te wees van die kerk tussen die mielielinge. Dat God van waar hy is eintlik na ons toe kom waar ons is. En dis waar God se barmhartigheid begin. God sit hom in ons plek. En as ons dit verstaan, dan verstaan ons dat as Paulus met die gemeente praat en hulle sê, wat moet binne in die gemeente gebeur? Dan sê hy, dit begin by wat God gedoen het. En dit is amper asof Christene se lewe moet sê, ons is so, want ons God is so. Hoekom doen jy hierdie goed? Ek doen hierdie goed, want my God doen dit. En dit is 'n groot ding vir Paulus, want Paulus maak hierdie punt, wat niemand voor hom nog so sterk gemaak het soos hy dit maak. En dit is, die Messias het gekom. Die wêreld het verander. Niks is meer dieselfde nie. Nou as ons vandag na Paulus luister, dan moet ons dalk vir mekaar sê, alles lyk vir my maar dieselfde. Goed lyk vir my maar nie goed nie. Dit lyk maar asof dit agteruit gaan, soos hierdie pad wat ek na julle toe ry. Ek het nou 'n mooi ding gehoor, my vrou sê vir my, sy noem van nou af hierdie slaggate in die pad ANC voetspore, wat nou nogal vir my 'n goeie beskrywing is. Maar wat het nou verander? Onthou toe ek baie jare terug met my studies oor Jesus, die Jood werk, toe dink ek moet bietjie met Jode praat, en ek word toe vriende met die rabbi in Rosebank, en ek en hy het nou baie gepraat, en hy het nogal my kop het 'n keer geskit, want ons het baie keer ook 'n prentjie van hoe ander mense glo, wat nie heeltemal so is nie. Maar die een ding waar ek en die rabbi van Rosebank met mekaar verskil het, is dat hy sê, hy wag nog vir die Messias. Die Messias moet nog kom. En as ek vir hom sê, hoekom sê jy dit, dan sê hy, maar niks het verander. Alles is nog steeds dieselfde. Maar Paulus
sê alles het verander. Die Messias het gekom. En nou moet ons vra, wat is hierdie alles vir Paulus? Voor die Messias en na die Messias is regerings nog net so sleg soos hulle altyd was. Voor die Messias en na die Messias was daar nog net soveel skirke en dalk meer nou as toe, want daar was meer mense en persentasie gewys moet hulle meer word. Voor die Messias en na die Messias kom daar oorstromings en kom daar droogtes en waai die wind mense se huise se dakke af en is daar veldbrande wat alles verbrand. En as jy so daarna kyk, moet jy saam met die rabbi stem. En moet jy sê, ja, nee, niks het verander. Maar Paulus, as hy sê alles het verander, dan lê dit juist by alles het verander. Jesus, die Messias, het opgestaan. En dit het die tyd en die manier waarop ons na tyd kyk verander. As jy nog wag vir die Messias, soos die Judaïsme dit nou al vir millennia doen, dan leef jy eintlik die hele tyd nog in afwagting. Leef jy nog op die plek waar jy wag dat iets moet gebeur. As jy oë oop gegaan het en soos hy dit hier in vers 2 skryf, jou denke verander is. Ons kan nog 'n bietjie, dis nie positive thinking wat hier beskryf word nie. Sê oor jy moet nou net beter dink en dan as jy baie mooi lees dan sê dit God verander hoe jy dink. Jy moet laat God verander hoe jy dink. Jy moet nie nou net sê ek moet nou net positief dink en dan word alles positief nie. Dis nie hoe dit werk. Maar God kom verander jou. Dat jy raak sien wat is die moontlikhede wat die opstanding oopmaak. En een van die groot moontlikhede wat die opstanding dan oopmaak, is dat jy nie meer in afwagting leef vir iets wat nog moet gebeur nie. Jy leef uit dit wat al klaar gebeur het. En die tyd van afwagting, wag vir die Messias, word eintlik vervang met die tyd van vennootskap. Na die Messias gekom het, kom maak God ons sy vennote. Ag, deur die geskiedenis uit die Ou Testament het God altyd vennote gehad, maar hulle was maar skraal en min, so een hier, 'n profeet daar, 'n koning hier, ou waarvan ons lees daar. Na die Messias, die groot ding wat Paulus vasmaak, is dat elke gelowige is 'n vennoot van God. Elke gelowige is besig om God se barmhartigheid in hierdie wêreld tentoon te stel. En dit is die verandering wat Jesus gebring het. Ons is nou al vir 2000 jaar aan gewoon, maar ons is God se vennote. En die plek van daardie vennootskap is die gemeente. En wat in die gemeente gebeur, is die plek waar dit uitloop na die wêreld toe. Maar interessant dat iemand oor die kerk van Paulus se tyd en die kerk van ons tyd gesê het, een groot verskil waar ons koppe bietjie verkeerd gegaan het, is dat in Paulus se tyd het die mense van die kerk mekaar versorg en hulle die evangelie vir die ouens buitekant gebring. Nou versorg hulle die ouens buitekant en hulle verkondig die evangelie vir mekaar. Maar as ons weet ons leef in die tyd van die Messias, dan besef ons nee. Ons moet 'n paar dinge mooi verstaan. Ons moet verstaan dat God sy gawes, soos ons hier praat, die genadegawes gee vir die gemeente, sodat die gemeente homself, haarself sal versorg.
En wanneer dit in die gemeente gebeur, help dit die gemeente om die evangelie, die feit dat God na ons toe gekom het, die feit dat Jesus opgestaan het, die feit dat God barmhartig is, vir die wêreld kan verkondig. Ons dink baie keer ons moet nou nie daar buitekant besig wees. Maar dit wat hier binnekant gebeur, is belangrik. Toe ek vanmôre hier kom en sien hoe julle saam is, en so het ek vir Charlotte hulle gesê, ek hoef eintlik nie nou verder vir julle te preek nie, want 'n mens kan sien dat julle dit doen. In hierdie gemeente ken julle mekaar, in hierdie gemeente kry elkeen sy plek, en in hierdie gemeente doen elkeen sy deel. En dit is eintlik wat Paulus hier beskryf. As hy dan praat van hoe die gelowiges by mekaar moet wees, dan sê hy die ding wat ons almal weet nou. En hy gebruik die liggaam as 'n voorbeeld en hy sê die liggaam het verskillende dele. Julle kan hier ook lees in 1 Korintiërs 12. Praat hy oor dieselfde goed en dan beskryf hy dit nogal baie mooi van die vinger in die hand en in die voet. Maar hier gebruik hy daardie gedagte. Ons is die liggaam van Christus. Na Jesus uit die dood opgestaan het en opgevaar het in die hemel, is hy nie meer hier op aarde fisies teenwoordig dat hy hier op 'n stoel kan kom sit nie. En ek het dit nog op 'n tydjie in my lewe gemis. Ek het nog gedink as die Here nou net 'n tydjie hier op 'n stoel wil sit, dat ek oorkant hom kan sit. Nou maar die oë kan kyk en bietjie met hom kan praat, sal dit nog wel nice wees. Maar hoe meer ek al dink, hoe blyer is ek dat hy dit verander het. Dat die gemeente, elke gemeentetjie, die liggaam van Christus is. Hoe word 'n mens teenwoordig? Hoe word 'n persoon teenwoordig? Is deur sy liggaam. Waar soek jy die liggaam? Hier waar ons by mekaar is. Nou 'n fout wat ons baie keer maak, is dat ons, as ons hierdie liggaam van Christus woorde hoor, ons baie keer dink ek alleen moet Christus totaal vertoon. En dis onmoontlik. Ek kan alleen nie die volheid van Christus vertoon nie. Ek het die ander gelowiges rondom my nodig om dit te doen. Elkeen van ons is deel van die volprentjie. En elkeen van ons maak met dit wat ek het, die prentjie vol. En dan gebruik Paulus nou 'n paar voorbeelde en hy praat in die eerste plek van in die gemeente is daar iemand wat die gawe van profesie het. Nou vir ons kan dit baie vreemd op die oor val, want ons dink baie keer profesie gaan oor toekomsvoorspelling. Maar as Paulus die term gebruik, dan gebruik hy dit in die godsdienst van Israel. Wat was die profetiese werk? Die profetiese werk was nie om vir ons te sê wat in die toekoms gaan gebeur nie. Soos die sterre voorspel of wat ook al probeer doen nie. Die profetiese werk was om te kyk wat aangaan in die gemeenskap. En om vir die gemeenskap te kan sê, as ons onthou wie God is, en ons doen hierdie goed, kan die gevolge daarvan dit en dit wees. Kom ons dink aan die ou profete in die tyd van die konings. En sê, die koning, as jy dink hoe God is, en ons sien wat jy nou aanvang, dan gaan dit net moeilikheid veroorsaak. En dan gebeur dit, dan veroorsaak dit moeilikheid, dan moet die volk in ballingskap weggaan, omdat die koning nie geluister het na die profeet wat gekyk het. En in 'n gemeente is al mense nodig wat kyk. Maar wat baie interessant is, as mense na hierdie gedeelte kyk, dan wil hy ook nie sê alle profete is dieselfde nie. Hy sê, daar's nogal 'n paar ouens wat verskillend kyk op. Dit is nogal baie keer vir mense 'n probleem, want hulle wil hê almal moet dieselfde dink. En almal moet dieselfde wees. As ons nou net kan ooreenkom, dan is dit goed. Maar van die Ou Testament af gebeur dit God eintlik van verskeidenheid hou.
wil amper dink in die beeld gebruik as ek nou met my karige fisiologiese kennis